Ons kyk vandag na komplekse getalle en ek wil graag verduidelik waar kom komplekse getalle af aan die hand van 'n voorbeeld. So kom ons sê het x² plus 4 is gelyk aan 0. Dit is al gesien, hierdie ding het nie eintlik 'n antwoord nie. Want wat gebeur is as jy nou byvoorbeeld sê x² is gelyk aan minus 4, as jy die 4 nou oorvat en jy vat 'n wortel oor die x², en dan jy plus minus 4, wortel minus 4. Onthou net as jy 'n wortel oor is gelyk aan vat, as hy plus minus aan die ander kant, so dat die x is gelyk aan plus minus wortel minus 4. As jy nou hierdie in die sakrekenaar gaan intik, dan gaan jy 'n error kry. Maar om hierdie ding te oorbrug, het die wiskundiges met 'n oplossing gekom en gesê, goed, kom ons noem hierdie y, ons vat 'n plekwaarde y wat gelyk is aan minus 1. Okay, wortel minus 1. Nou onthou daai vir 'n rukkie. So kom ons skryf nou hierdie wortel in die vorm van 4 maal met minus 1, want kyk hier, minus 4 is mos nie iets anders as 4 maal met minus 1 nie, so dat jy plus minus wortel 4 maal met wortel minus 1, want jy kan ons nou 'n wortel oor 'n maal opbreek, so dan jy plus minus 2 wortel 1, wortel minus 1, so ons kan ons nou hierdie skryf as plus minus 2y, want wortel minus 1 is y. En hierso het jy nou 'n komplekse getal, en so het die komplekse nommer sisteem ontstaan. Nou, enige komplekse getal kan in die vorm geskryf word a plus bi. Okay. En nou, baie keer hoef die a nie daar te wees nie, soos in hierdie geval het jy nou plus minus 2y, dan is die plus minus 2 die b gedeelte, wat mens dan noem die imaginêre gedeelte. So die b is die imaginêre gedeelte en die a is die reële gedeelte. So kom ons sê jy kyk nou na 'n voorbeeld en jy sien, en vra vir jou goed, wat is die reële en die imaginêre gedeelte hierso? Dan weet jy die 5 is die reële gedeelte en minus 7 is die imaginêre gedeelte. Okay, so kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Kom ons sê jy het 4 plus 7y gedeel deur 2. Dan kan jy nog nie sê watter gedeelte is die imaginêre gedeelte nie. Jy moet eers hierdie 2, hierdie deler vir elkeen gee, sodat jy 4 op 2 plus 7y op 2, so dit is 2 is gelyk, 2 plus 7 op 2y. So dan is die 2 die reële gedeelte en die plus 7 op 2 is dan die imaginêre gedeelte. So jy moet eers so kry dat dit nie op 'n breek is, nie. Ek dink dit is maar die groot geheim in hierdie ene. En onthou is daar nie 'n i is nie, soos byvoorbeeld, kom ons sê hulle sê vir jou, wat is die reële en wat is die imaginêre gedeelte van hierdie ding? Want daar's nie 'n i nie, so hierdie is net die reële gedeelte, so dit is 'n reële getal in elk geval. Okay, en of kom ons sê hulle sê vir jou, goed, jy het 'n i wortel 3, wat is die imaginêre gedeelte? Dis nie die i nie, is die wortel 3, want jy kan ons hierdie ding skryf as wortel 3i, so dan is die wortel 3 die imaginêre gedeelte en die reële gedeelte gaan wees 0. Ja, waarskynlik kan ons sê hierso is die imaginêre gedeelte 0. So eintlik enige getal het eintlik seker in 'n sin 'n imaginêre gedeelte wat dan ook 0 kan wees.